Nou, ons is geseën met die Here se liefde vanoggend. Ons vier sommer 'n klomp goed vanoggend, baie spesiale oggend vir ons. Dis Vadersdag, dis jeugmaand, dis die einde van die semester. Dit is vandag ons het nou nuwe lidmate. In die ou dae het jy belydenis van geloof afgelê en dan het jy mense begrawe, maar nou raak hulle so oud dat ons hulle 'n tweede kans moet gee om belydenis van geloof te doen. So ons het ons 80-jariges wat die afgelope jaar 80 geword het ons ook 'n spesiale diens wat ons sommer vir julle uitnooi om net ook, ons wil iets saam met julle vier vir 'n baie goeie mylpaal. Die Bybel praat, is dit 70 en ouer, dan is dit genadetyd, nee. Hier van 80 af, moet jy weet, nou vat jy al ekstra genade, hoor. Heel moeilik nou van ons en ook. Nee, dis sommer net lekker om ook vir julle te sê, dis ons wonderlik dat julle op hierdie manier deel van ons gemeente is. Kom ons gebruik die woorde, as ons mekaar nou sien, dat ons mos nou goeie gebruik om ons mekaar groet. Maar in die familie van God is ons bevoorreg om God se woord te hê, om die regte goed te sê, as ons mekaar groet. En daar waar die G staan, weet julle ook nou al teen hierdie tyd, ons as familie sê dit dan hardop saam met mekaar. Kom ons sê, Christus is ons lewe. Christus is ons lied. Kom ons bely ons geloof in hierdie lied wat ons vanoggend saam sing. Ons sê, ons glo in hierdie Christus wat vir ons die lewe bied. Jy is welkom te sit. In ons geloofsfamilie is ons bewus ook, dat nie almal het die voorreg gehad om 'n pa te hê nie, en nie almal het goeie paas nie, nie almal van ons het as goeie paas gelewe nie. Maar God sê, ek is vir julle Vader, en daarom gebruik ek mense om iets van my Vader liefde vir jou te gee. Ons geloofsfamilie vier ons dan ook, nie net biologiese paas nie, ons vier die mense wat almal hierdie sleutelrol in ander mense se lewens speel. Die paas van ons geloofsfamilie wat mense kom bemoedig, kom aanmoedig, 'n sleutel is om vir mense baie keer 'n toekoms oop te sluit, 'n sleutel is deurdat jy net iemand bemoedig, 'n sleutel is dat jy vir iemand kom help om 'n droom te gee. En daarom wil ons vanoggend ook sê, ons wil almal wat 'n vadersrol in iemand se lewe vervul, wil ons vanoggend kom voor dankie sê. Paas, ooms, broers, onderwysers, oupas, kategese, stiefpaas en nog baie ander rolmodelle in ons lewens wat vir ons mentors is en ons versorg het. Nou ek wil sommer hê, as jy nou 'n biologiese paas, dan kan jy vanoggend staan en dan gaan ons saam met jou 'n gebed doen. Kom ons vra dat al die dads vir ons opstaan vanoggend. Nou is jy ook nie seker nie. Dankie God vir almal wat 'n pa se liefde in ons wêreld toon. Dankie vir elke mentor, vaderfiguur wat 'n sleutelrol in ons lewe speel of gespeel het. Wees naby aan diegene wat op so 'n dag vandag hartseer in hulle lewe het. Maar help ons om te weet dat U, ons Vader, altyd naby ons is. In Jesus se naam, amen. Julle is welkom om te sit. Nou ek hoop julle het 'n verrassingkie gekry by die deure. Het julle? OK, want ek was nou 'n bietjie laat, so ek nou die verrassing gemis, maar ek het al my blommetjie gekry. En hy staan regop. OK. Ons het 'n bietjie geworstel oor watter kant moet die blommetjie vanoggend wees. So kom ons berei ons voor terwyl julle sommer so sit en dan sing ons saam met mekaar hierdie mooi gebed. Wees stil. Want die Heilige is hier, ons rarig, ons God, ons Vader. Aardse vaders kan nie volledig vir ons die Vader se liefde gee nie. Daarom wil ons harte oopmaak vir hierdie Vader wat altyd by ons is. Liefdevolle Vader, dankie dat in die grootheid wie U is, nooi U ons uit om tog ook ons behoefte aan 'n Vader in U te kan kom soek. As ons vanoggend voor hierdie tafel staan wat uitgepak is met tekens van liefde, van sorg,
dan verstaan ons iets van 'n ware vaderliefde. Dit waarin ons as mense tekort skiet, kom gee vir ons vanoggend in hierdie tafel. Kom gee vir ons met die voorreg dat ons mag die verwagting hê dat u woord 'n woord vir ons hart het. Vir ons siege, vir ons mens wees. Here, mag ons daarom ook vanoggend met 'n stuk groot dankbaarheid, ook 'n stuk verwagting in ons hart mee kom sit, om toe te laat dat u woord weer lewe spreek. En dan bid ons vanoggend, Here, vir 'n wêreld wat nie altyd goeie vaders het nie. Vir 'n wêreld waarin mense seer gemaak is en in 'n wêreld waar hulle verwaarloos is. Deur vaders wat nie hulle roeping van u ontvang het nie. Dan kom sê ons dankie Here. Dankie Here dat u geloofsgemeenskappe reg oor die wêreld oprig, waar ons tussen mekaar kom tuis kan word. Waar ons mekaar as familie kan bedien. Waar baie van ons vaders kan word vir hulle wat nie vaders het, wat hulle die sleutelfigure gegee het om hulle wêreld oop te sluit nie. Dankie Here dat ons ook ons roeping teenoor mekaar kan uitleef en weet dat ons nie net geroep word om vaders te wees van ons biologiese families nie, maar vir u gesin is ons ook geroep om vaders te wees. Daarom bid ons Here dat ons dan ook ons gehoorsaamheid teenoor mekaar sal uitleef. Dat ons mekaar se hande sal vat, mekaar sal dra deur hierdie lewe, mekaar versorg en iets laat beleef van die liefde wie u is. En dit wat u vir ons wil kom wys wie ons eintlike Vader is. Sodat ons al meer ons sorg, ons rus en ons liefde by u kan kom vind. Ons bid dit in groot afhanklikheid vir u. Amen. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly voortleef, sodat die genade kan toeneem? Hoegenaamd nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin bly leef? Of weet julle nie dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood ingedoop is nie? Deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, sodat net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, ook so ons 'n nuwe lewe kan lei. As ons inderdaad met hom saamgegroei het in 'n dood soos syne, sal ons ook met hom saamgroei in 'n opstanding soos syne. Dit weet ons, dat ons ou mens saam met hom gekruisig is, sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak word, en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Wie gesterf het, is immers vrygemaak van die sonde. As ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal leef. Ons weet dat Christus, nadat hy uit die dood opgewek is, nie weer sterf nie. Die dood het nie meer seggenskap oor hom nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy ter wille van die sonde eens en vir altyd laat sterf. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Beskou julleself dan so, dat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. Iemand maak hierdie opmerking op grond van hierdie teksgedeelte wat Paulus aan die gemeente skryf. En hy sê die evangelie dring nie aan op beter ou mense nie, maar op dooie nuwe mense. Kan ek dit weer lees? Die evangelie van die Bybel dring nie aan op beter ou mense nie. Hy sê nie jy moet opgepatch word nie. Hy sê nie jy moet die krake toeverf nie.
Hy sê nie moet meer grimeer en wat sit vrouens op hulle velle, né? Hulle daai skafting wat hulle so daar so pak. Okay, ja. Dit maak jou nie 'n nuwe mens nie. Jy's nog steeds miskien dan 'n mooi dooie ou mens, né? Maar jy's nie 'n nuwe mens nie. Maar op 'n dooie nuwe mens. Dit vra nie dat ons voor God moet probeer verbeter nie. Hoe baie keer praat ons in daai taal. Sê, jong, maar ek probeer mos daarmee beter. Dit is glad nie waaroor die evangelie. Maar dat ons die ou mens sal afsterf en begrawe en sal begin lewe. Nou ek en jy weet hoe die ou mens hom baie keer voordoen. Ons leef in 'n wêreld wat ons dit op die TV sien, ons sien dit in die koerante, ons hoor dit, ons sien dit op ons skerms, ons YouTube video's, TikTok en Instagrams, van hoe lyk die wêreld waarin die ou mens leef, hierdie ou mens wat eintlik dood is. Maar hy is 'n baie gevaarlike wees, jy moet jou nie misgis, omdat hy dood is, kan hy niks doen nie. Ons sien die missiele wat hulle op mekaar afvuur, ons sien die verwoesting wat hulle aan kinders doen, aan vrouens doen, ons sien hierdie ou mens 'n wêreld verwoes met sy bronne, ons is bewus daarvan. Maar ek dink die een gevaarlikste ou mens wat jy voor baie versigtig moet wees, is die ou mens wat die kerk vir godsdienstigheid gebruik om weg te kry. Jy moet baie versigtig wees vir daai ou mens. Want ek en jy weet, as die ou mens hier kom wegkruip, dan kan ons hom nie lekker identifiseer nie. Maar ons weet ook die gemors wat so 'n ou mens in die familie van God kan kom doen. Ons weet ook van die skade wat hierdie ou mens aan lewens kan doen. Daarom is daar sekerlik 'n groot gevaar daarin, dat die ou mens hom tog probeer vermom. Hy probeer tog op 'n manier nie sterf nie, want om te sterf is nie maklik nie. Om te sterf is nie 'n ding wat ons elke dag wil doen nie. Nou, ek het probeer die sagste prentjie soek vir hierdie opmerking. In 87 word die eerste zombie amptelike fliek gemaak. Nou, die regte zombies, waarom vang hulle mense, want wat het hulle nodig, wat eet hulle van die mens? Wat eet hulle? Hulle, daar sy, jy ken dit ook. Hierdie ander is nie reg vir die zombie, apocalypse nie, né? Dankie Skyla dat jy jou ma betyds ingeluk het. Hulle eet brein, want die fliek sê, dis die enigste manier waarop 'n zombie die pyn van die dood 'n bietjie kan verlig. Glo julle in zombies? Wie glo almal in zombies? Is julle almal gerus? Okay, niemand het 'n angsvlak wat hier so skielik styg nie, maar Hollywood se zombies die vreek jy sommer heeltemal op. So van hulle moet jy versigtig wees. Maar regte zombie het mens brein nodig om 'n bietjie verligting te kry van hierdie dood. Die ou mens gebruik godsdienstigheid baie keer as so 'n salfie om van die pyn van die ou lewe, die dood van die ou lewe weg te kom. En daarom sal hy kom wegkruip in die kerk. Daarom sal hy baie keer in jou en my kom wegkruip. En nou sê Paulus, jy moenie laat hy lewe nie. Jy moet vir hom begrawe. Jy moet vir hom vat daarna toe waar hy moet gaan. Want die ding is, as ons daai ou mens aan die lewe los, dan wat word ons? The walking dead amongst the living. En dis waarvoor Paulus waarsku. Hy sê, mense, pas op dat julle nie 'n gemeente vir julle opstel van die walking dead amongst the living. Hy sê, dis eintlik 'n onmoontlike ding. Hy sê, dit is so onmoontlik, hy verduidelik daar in 'n ander gedeelte, dat 'n ma haar kind sommer net kan weggooi. Maar nou gebeur dit, né? Die onmoontlike word moontlik. Dit is so ondenkbaar, skryf die woord, dat 'n kind, 'n seun wat deur sy pa geliefd is en versorg is, dat hy sy pa verwerp eendag. Hy sê, dit is mos onmoontlik. Ons weet dit gebeur. So daar's 'n onmoontlikheid wat tog 'n moontlikheid word. Ons kry dit reg.
Ons kry dit van die begin af reg. God skep ons na sy beeld. Hy skep ons in 'n wêreld waarin sy opsom is, dis goed. Maar kry ons vraggies die onmoontlike reg. Ons draai teen God. En daarom kom Paulus en hy sê, ek waarsku vir julle, moenie die onmoontlike in julle midde moontlik maak nie. Moenie met die ou mens probeer voortlewe nie, begrawe hom, sit hom weg, maak dit dat dit nie 'n moontlikheid word nie. Dan kom Paulus en hy skryf weer oor die genade. Hy kom vertel, hy sê, herinner julle daar in die eerste plek wie julle is, aan wie julle behoort, herinner julle aan julle erfenis, gaan sit en bedink dit elke dag, en dat dit julle lei. Nou ons wil vanoggend aan mense wat die afgelope jaar 80 geword het, wil ons vanoggend nie net sê baie geluk nie, maar ons wil vir jou kom sê dankie vir jou voorbeeld. Want jy het vir ons iets vertel en gewys dat lewe 'n reis is. Dis 'n groot voorreg om 80 te word. Dis nie vir ons almal beskoor nie, hoor. Moenie dink dit gaan almal se verjaarsdag op hierdie aarde wees. Maar 'n voorreg om vanoggend hier te kom sit aan die tafel as getuie dat die reis saam met God 'n pad is waarin jy al meer die ou mens begrawe. Die reis saam met God is ook vir jou 'n bewys en 'n getuie vanoggend van die erfenis wat God vir jou gee. Ons almal dra ons iets van ons pa se naam in ons lewe, né? Ek is Stoemfe, want my pa se van was Stoemfe gewees. Dis 'n stukkie nalatenskap wat ek kry. Vanoggend vertel die getuienis van hierdie mense wat ons naam eintlik is. Wie se naam ons eintlik dra? God se naam. Hulle sal vir julle kan vertel van die kere wat jy die ou mens moet begrawe. Hulle sal vir julle kan getuig, dat hoe moeilik is dit om daai ou mens om in die graf te hou. Maar hulle sal vir jou kan vertel van die wonderlike geleenthede wat God gee elke keer om vanaf op te staan en 'n nuwe lewe te leef. Nou ek gaan vra dat as ek jou naam lees, dat jy opstaan en as daar 'n klein kind is wat saam met jou kan kom, sal ek by wees. As daar 'n kind is om saam met jou te kom, sal ek bly wees. Of as daar 'n gemeentelid is wat saam met jou sal kom om hier voor te kom sit, sal ek ook bly. Ek gaan sommer vanoggend wil ons vir julle herinner aan God se liefde en trou aan julle lewe. Jy's gedoop, want dis waar jou verhaal begin het, en dis waar jy jou nuwe naam ontvang. En jy het geleef in hierdie erfenis van hierdie nuwe lewe, en jy leef nog steeds daarin. En jy is vanoggend vir ons 'n getuie van wat dit is om in hierdie erfenis te leef. Hierdie erfenis van die ou mens begrawe, en die nuwe mens wat opstaan. Terwyl ek lees hulle doopdatums en hulle belydennisplekke waar hulle dit gedoen het, dan sal George vir ons 'n kers vir jou aansteek om jou te herdenk in God se familie. Dan die driekie is gedoop in Harry Smit, 1945, almal van hulle, geloofsbelydenis NG Kerk in Bergville. Dan die Anna het in die geloofsbelydenis gedoen in die Gereformeerde Kerk, 1965. Dan die Pieter is gedoop in Steynsrus, 1946, en sy het belydenis afgelê ook in Steynsrus, 1963. Dan die Louise het in die Lutherse Kerk Elandskraal is sy gedoop, en sy het ook in die Elandskraal gemeente haar belydenis gedoen in 1959. Daggy het in Southdean, Walmer, Port Elizabeth, is hy gedoop, en in Sidwell, Port Elizabeth, is 1962 het hy belydenis gedoen. Jaap is in die NG Kerk Lady Smit, 46 gedoop, 1962 in die NG Kerk Lady Smit het
het 'n belydenis van geloof gedoen. In Soria het in Klerksdorp 1946. Ek het nie eens geweet jy kom daar vanaf nie. Maar dis waar jou goeie metode vandaan kom, né? 1946 in Klerksdorp, 1963 ook in Klerksdorp al belydenis afgelê, dan in Dorea, Lichtenburg gedoop en in Potchefstroom Suid belydenis van geloof afgelê. FC Capital Park Pretoria 46 gedoop en in 1962 in die gemeente Florida belydenis van geloof afgelê. Nou vir ons is julle vanoggend die getuie van hierdie reis waarop God vir ons kom uitnooi. 'n Reis om te sê ek wil hê jy moet die nuwe lewe leef. Ek wil hê jy moet die moontlike moontlik maak. En ons eer julle daarvoor. Ons eer julle daarvoor. Baie gemeentes het baat gevind met die feit dat julle lidmate was. Ons gemeente vind nog steeds baat by 'n klomp van julle se bydrae. Julle bediening in ons gemeente word gebou. En dankie dat julle vir ons 'n voorbeeld daar. En daarom, as ons vanoggend hier by hierdie tafel kom sit, dan kom eet ons padkos, soos by 'n pitstop hier langs die pad, engine garage, wat 'n bietjie stilhou, bene rek en ietsie eet, om verder te reis, is nagmaal vir ons die geleentheid, waarop ons in hierdie lewensreis van hierdie nuwe lewe kom stil. As ons dan ook hier vanoggend sit, dan is julle vir ons die bewys en ons het julle aangekondig wat julle gedoop is in hierdie nuwe naam. Ek dink die grootste geskenk wat ouers vir hulle kinders kan nalat, aan hulle kan bemaak, is die naam waarin jy gedoop is. Die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Of ons as kinders dit aanvaar hierdie erfenis, dis bly ons keuse. Maar die grootste erfenis en die grootste geskenk wat julle kan nalat, is dat ons sal hierdie naam verstaan. En dan in die derde plek sit julle vanoggend vir ons hierso, nie net as 'n getuie van lank gelede nie. Julle sit ook vanoggend hier as 'n getuie om ons te sê, julle weet hoe dit is om die ou mens te laat afsterf. Maar julle ken ook die lekkerte om hierdie nuwe mens in julle self te vier. Die brood wat ons eet en wat ons tussen mekaar deel, is om te sê, die ou mens is dood. Eet en weet dat jy saam met Jesus Christus gesterf het. Die ou mens leef nie meer nie. Julle mag hulle bedien met die broodjie. Ons drink die beker van die nuwe verbond, waarop God ons elke dag uitnooi om op reis te gaan met ons nuwe lewe. Elke keer as ons jou bedien met hierdie wyn, elke keer wanneer ons hierdie wyn saam drink, dan sê ons het saam met Christus opgestaan. Drink op die nuwe mens wie jy is. Here, ons semester is verby en die vakansie is hier. In hierdie jeugmaand dank ons U dat ons saam met ons in die skoolbanke en op die sportveld was. Ons is dalk nog jong, maar ons wil vandag saam met U ons lewenspad stap. Ons bely vandag, ons is saam met Christus gedoop en saam met hom begrawe. Net soos hy uit die dood opgewek is, het ons ook 'n nuwe lewe. Hemelse Vader, ons bring vandag eer aan die 80-jariges in ons midde. Hulle lewens is getuienisse van dekades se genade. Dankie dat U getrou is van geslag tot geslag. Aangesien ons met hom verenig is in sy dood, is ons ook met hom verenig in sy opstanding.
Ons is deel van u familie, wat deur u liefde saamgebind word. As mans en vaders staan ons vandag voor u op Vadersdag. Ja, ons bely dat ons dikwels moeg word en foute maak. Maar vanoggend by hierdie tafel het ons onsself weer herinner dat die ou mens saam met Christus gekruisig is. Ons staan op as nuwe mense, gereed om in u spoor te loop. Die dood het nie meer mag oor hom nie, en die sonde het nie meer mag oor ons nie. Ons beskou onsself as dood vir die sonde, maar lewend vir God in Christus Jesus. Amen.